Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Vanoggend staan ek en jy voor 'n leeg graf. Vanoggend staan ek en jy voor 'n leeg graf. En ons weet dat hy is alles wat hy gesê het hy is. En soveel meer. Die graf is leeg en hy leef. Die graf is leeg en hy leef. En hy leef. Hy leef. En ons sing hierdie woorde vanoggend. Ons sing hierdie woorde. Glory. Come on, church, go sing it vanmorgen. Glory, glory. Gee hom 'n halleluja. Hallelujah. We sing glory, glory. Glo dit vanmorgen. Dan kan ons die koning bo alle konings so oordentlike hande klap en amen gee. Kom aan, skree net uit, halleluja. Daar waar jy is, skree dit uit, sonder skaamte. Halleluja, ons koning leef, ons koning leef. Musiekspan, kom ons gee hulle ook 'n lekker hande klap. Prys die Here. Prys die Here. Min dinge so lekker. So lekker. Sjoe. Ons het hierdie naweek so lekker tyd in die teenwoordigheid van die Here gehad. Vrydagoggend met die kruisigingdiens, Pastor JP en die musiekspan so goed gedoen. Om te weet dat hy het vir my sonde gesterf. Hy het die prys betaal. Ek is vrygekoop met sy bloed. Vrydag aand, Pastor Morney en die musiekspan ons bedien, maar voor dit die iKids, jy weet in die eenvoudigheid, 'n manier vir ons net gewys, hoe lyk dit wanneer ons glo? Hoe lyk dit wanneer ons glo soos kinders glo? Mineke het vir ons 'n stuk voorgedra, 'n drama stuk wat sy self geskryf het en dit het die harte van mense so geraak. So geraak. En ons het 'n verwagting gehad vir Saterdag, die stille Saterdag en Saterdag het ons tema vir Saterdag aand was encounter. En die wat hier was, there was an encounter. There was an encounter, not with music, not with instruments, but with God. En Pastor Ilse het ons bedien rondom hierdie encounter en is in daai oomblikke wat ek op 'n stadium op my knie is en in die gees kan ek die bloed van my hande sien afdrup. Wow, what a moment it would have been. What a life-changing moment it would have been if
we could have been there. Sure. Vanoggend staan ons voor 'n leë graf. Ons staan voor 'n leë graf, glo jy dit? Staan voor 'n leë graf en vanoggend gaan ons celebrate. Ons gaan fees vier vanoggend vir dit wat Jesus gedoen het. Maar voor ons dit doen, gaan ek hulle vra om vir ons 'n kort videoetjie op te sit. En ons net so 'n bietjie van 'n intro te gee op vanoggend se diens. Dankie. Amen, 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 yes. Ek het so gevoel ons gaan baie hande klap vanmôre, amen. Nie vir my prediking nie, maar vir dit wat Jesus gedoen het. My vraag vanoggend aan jou is, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dit alles? Glo jy dit wat hierdie woord ons vertel van die storie van Jesus Christus? Eendag het God, wat die aarde en die hemel geskaap het, gekies om mens te word. Gebore uit 'n vrou wat nog nooit by 'n man geslaap het. Glo jy dit? Hierdie Jesus, hierdie babietjie het somehow groot geword en 30 jaar later lees ons van hom wat kom en wonderwerke doen. Bonatuurlike goed. Goed wat ek en jy nie kan verduidelik nie. Goed wat ons mind, dit blou ons mind, dit gaan ons gedagtes te bowe, ons kan dit nie begryp nie, die blindes sien, die dowes hoor, die wat krepeel is, loop weer, die dooies staan op uit die grafte, en daar gebeur goed wat van geprofeteer is, maar wat nog nooit gesien is nie, glo dit. Hierdie Jesus gee homself, vir mense wat teen hom sou draai, wat teen hom sou sondig. Hy gee sy hele lewe, hy laat hom met sambokke geslaan word, hy laat hom 39 houe ontvang namens my. Hy betaal die prys met sy bloed. Die woord sê hy is so geslaan dat hy onherkenbaar was as 'n mens. Glo dit. Daarna dra hy sy eie kruis. Hy dra hom tot by die plek waar hy gekruisig moet word. Hulle sit hom daar neer, hulle slaan penne in sy hande, in sy voete, en hulle tel hom daar op, dat hy daar hang en uitbloei. Teen die tyd wat hulle dink hy's dood, vat hulle spies en hulle druk dit in sy sy, en daar kom niks anders behalwe net water uit nie. Glo jy dit? Hulle haal hom af, hulle sien hy's dood, hulle gaan begrawe hom in 'n graf, hulle seël die graf met 'n groot rots, sit wagte voor hierdie deur, dat hy nie kan uitkom nie. Maar die derde dag toe hulle daar kom, toe is die graf oop, en daar sit 'n engel, en die engel sê, die Jesus wat julle soek is nie meer hier nie, hy het opgestaan, hy lewe, hy die dood oorkom, hy is nie meer gevange deur die dood nie. Dood, waar is jou engel? Amen. Glo jy dit vanoggend? Okay, maar hier is die volgende vraag.
En voordat jy enigiets antwoord, wil ek hê jy moet stil bly vir so 3 sekondes en dan antwoord. As jy sê jy glo dit, hoe lyk dit in jou lewe? As ons sê ons glo hierdie storie, ons glo dit sodat dit nie net 'n storie is nie, dit is 'n verhaal, dit is die werklikheid, Jesus Christus, ons glo dit met alles in ons, hoe lyk dit? Hoe is dit veronderstel om te lyk? Hoe lyk dit as ek en jy vanoggend sê, dat hierdie is so werklik vir my, dat ek glo dit met my hele wese, dis hoekom ek hier sit vanoggend, pastoor, nou is my vraag, hoe moet dit dan lyk? As ons dit glo. Laat my toe om vanoggend te sê dat daar is baie goed in hierdie Bybel geskryf wat ek soms oor twyfel. Alright? Daar's goed geskryf wat my mind blow en dan moet ek tyd by die Here spandeer en vir hom sê, Jesus, hierdie klink vir my so, mag ek dit sê, amper verregaande. 'n Mens in 'n vis se maag. Kom aan, en dan's hierdie vis nogal die beste Uber, hy vat die persoon tot by die strand en dan spoeg hy hom uit en hy het nie eers seer nie en dan sê soos, Here, dit klink crazy. Daar's goed in hierdie woord geskryf van 'n vloede reg oor die wêreld en dan's hierdie persoon Noag vir 'n hele jaar met al die spesies van diere binne in daai ark vir 'n hele jaar. En dan sê soos, Here, dis mind-blowing en soms en daar was al tye wat ek getwyfel het met die skepping. Daar is goed in hierdie woord wat ons soms oor kan twyfel en kan oorwonder, alhoewel ek hier waar ek staan vanoggend besluit het, as ek dit nie kan verstaan nie, dan glo ek dit eenvoudig net soos 'n kind. Jy weet, so daai goed het ek klaar mee gedeel by die Here, ek glo dit, al verstaan ek dit nie, al kan ek dit nie verduidelik nie. Dis uitgemaak. Maar daar's goed in hierdie woord waarmee jy sal wegkom om te twyfel en nog steeds eendag die ewigheid sien. Maar as jy nie glo dat Jesus Christus die Seun van God is nie en dat hy hierdie naweek wat hy gedoen het 2000 jaar terug gedoen het nie, sal jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Ek en jy kan nie twyfel oor wie Jesus is en wat hy gedoen het nie. Ons kan nie. Dis nie onderhandelbaar nie. Dit ons geloof is daarop gegrond. Jy weet, in ons huis dan kan ek en my vrou nou en dan bietjie verskil oor die woord van God, jy weet. Ek sal vir haar sê ek is meer belangrik as sy want ek is eerstegebore Adam. En dan sal sy my remind dat die Here het haar die helper gemaak en sonder die helper is ek nie veel nie. Weet, soms dan probeer ek haar oortuig ek is die kop en dan sê sy ja en ek is die nek en die kop gaan nêrens sonder die nek nie. Jy al gehoor? Ons kan verskil oor baie goed, maar ons kan nie verskil as dit kom oor wie Jesus Christus was en wat hy gedoen het nie. Hierdie is veronderstel om so vas te wees in jou geloof en enige iets of iemand wat iets anders verkondig, sê Paulus aan die Galasiërs, laat hulle 'n vervloeking wees. Laat hulle 'n vervloeking wees wat enige iets anders te verkondig is wat hierdie woord sê van Jesus Christus, wie hy was en wat hy gedoen het. In 1 Korintiërs 15 skryf Paulus aan die gemeente van Korinte en hy sê die volgende: Broers, en as hy in vandag se tyd geleef het met die vroueregte en dit wat aan die gang is, sou hy gesê het, broers en susters, ek maak aan julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Nou daai woorde waarin julle ook staan, beteken die volgende. Dit verwys na dieselfde beginsel van 'n plant wat in die grond geplant is. Die plant se wortels is in hierdie grond vas. En hierdie plant kan nie sonder hierdie grond gaan nie. En daai plant staan vas in hierdie grond. En dan sê Paulus aan Korintiërs dat hierdie gospel, hierdie waarheid wat ek aan julle verkondig, is julle ingegrond. En sou julle of enigiemand anders te julle uit daai grond uithaal en eenkant sit, gaan wat gebeur met jou? Jy sal sterf.
En Paulus skryf en hy sê, julle is hierin en julle staan hierop, vers 2, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Paulus draai nie doekies om toe hy praat oor die kruisdood van Jesus Christus nie. En hy's reguit en hy's duidelik en hy's soos broers, nee, wow, susters, wag. Julle is ingegrond in hierdie waarheid. Hierdie waarheid van die kruis is nie net 'n storie nie. Dis 'n verhaal, dis die werklikheid. Dis 'n lewensveranderende moment gewees in die wêreld en julle is in dit ingegrond en as julle nie dit glo, onwrikbaar glo nie, dan is julle geloof te vergeefs. Te vergeefs het jy vanoggend kerk toe gekom as jy twyfel in dit wat Jesus 2000 jaar terug hier gedoen het, aan die kruis gedoen het. Te vergeefs hou jy vas as jy twyfel hieraan. Hieraan is julle gered, sê hy. En dan verduidelik hy hierdie evangelie, vers 3 en 4. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Nou hierdie is bitter belangrik vir ons diens vanoggend. Paulus sê dat ek is so oortuig van dit wat ek vanoggend verkondig. Ek is so oortuig van dit wat ek my lewe op baseer. Ek is so oortuig dat ek vanoggend vir jou kan sê, as jy nie hieraan vashou nie, gaan jy nie die hemel sien nie. En ek is so oortuig daarvan, want ek het dit by mense gehoor. Ek het dit by mense gehoor, dis oorgelewer aan my. Hierdie waarheid wat ek vanoggend van praat, het ek nie self nie. Onthou nou, ons praat hier van Paulus. Paulus het nie self Jesus Christus, hy was nie een van die disippels nie, hy was nie self daar nie, dit is aan hom oorgelewer. Soos ek en jy ook die evangelie ontvang en oorgelewer is. En hoor wat is die 3 goed wat hy uitwys? Dat Christus vir ons sondes gesterf het. Ons is gegrond in die feit dat Christus vir my en jou sonde gesterf het. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Wat beteken dit dat Jesus Christus vir jou gesterf het? Dit beteken hy het jou skuld op hom geneem. Pastor JP het Vrydagoggend so mooi daaroor gepraat. En ek gaan nie te lang tyd daaroor spandeer nie, maar dit beteken dat jou skuld vir al die sonde wat jy tot vandag toe gedoen het, aan daai kruis vasgeslaan is. Dat al die skuld van jou sonde wat jy vandag nog mag doen, aan daai kruis vasgeslaan is. Dat al die skuld van al die sonde wat jy dalk in die toekoms nog mag doen, aan hierdie kruis klaar vasgeslaan is. Kom kerk, daar is geen skuld wat ek en jy in Christus Jesus nog het nie. Ons is vrygekoop deur sy bloed en die skuld van wat op ons was is op hom gewees. Nou is my vraag, glo jy dit? Okay, hoe lyk dit as jy dit glo? Hoe lyk dit as jy dit glo? Ons sê ons glo dit, maar hoe lyk dit as ons dit glo? Dit beteken, kom ek sê dit so, hoe dit lyk as ek en jy hierdie waarheid glo, dit lyk so. Ons kom met vrymoedigheid na die troonkamer van die Here wanneer ons gefouteer het. Nie omdat ons so smart is nie, maar omdat Christus Jesus klaar die prys betaal het. Ons kom na hom toe, nie omdat ons dink ons is perfek nie, maar omdat ons weet ons het flaws, omdat ons weet ons het nog heiligmaking nodig. Kom ons na sy troon toe en ons los dit by hom. Ons gee dit vir hom. Maar daar's nog 'n ding wat aan daai kruis gebeur het met ons sonde. Die woord sê dat nie soos die lammers van die ou verbond, nie soos hulle gekom het en elke jaar die vermoë gehad het om ons sondeskuld vry te maak van ons sondeskuld nie soos hulle het Christus gekom nie, maar hy was die perfekte lam wat gedoen het. Ons sonde vergewe het en ons vrygemaak het van die sonde. Kerk, elke jaar moes hulle 'n lamoffer bring om hulle sonde vergewe te kry. Wat amazing is, Jesus het dit aan die kruis gedoen vir ewig vir my en jou as ons glo in hom. Maar die tweede ding wat Jesus ook gedoen het as die offer en die perfekte offer, hy het gekom om ons los te maak.
Hy het gekom om die kettinge te breek van die sonde wat jou vashou. Hy het gekom om die kettinge, die begeerte na daai verslawing te breek. Hy het gekom om jou vry te maak daarvan, sodat ek en jy nie langer daaronder gebuk hoef te staan nie. Glo jy dit? Glo jy dit? As jy dit glo vanoggend, hoe lyk dit? Ek vra jou, as dit werklik is wat die lam van God kom doen het, hy het ons skuld kom op hom neem en hy het ons vry kom koop, hy het ons kettinge gebreek van sonde, hy het die krag van sonde in ons lewens gebreek, hoe lyk dit dan? Hoe lyk dit in my en jou lewe? Hoe lyk dit dan? Paulus gaan verder en dan sê hy, Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir ons, en vers 4, dan sê hy, en hy is begrawe. Hy is begrawe, daar was 'n saterdag. Jesus Christus is in die grot, in die graf. In daai tyd lees ons dat Jesus het neergedaal na die hel toe, na Hades, die plek van bewaring van die siele. En Jesus in daai oomblik kom en hy verkondig sy heerskappy. Ek wil hê jy moet iets weet vanoggend rondom daai saterdag. Jesus het nie nodig gehad om 'n oorlog te gaan voer in die doderyk nie. Kom nou kerk. Hy het reeds die doderyk oorwin die Vrydag aan die kruis. Hou en kruis, dit is voldoen. Tetelestai, ek het klaar gemaak met die doderyk. Toe Jesus die Saterdag afgaan, hierdie is so belangrike doktrine. Toe Jesus die Saterdag na die doderyk toe gaan, toe vat hy die sleutels, want hy het reeds oorwinning, en hy gaan sluit die doderyk oop. Sodat elke siel wat tot in daai oomblik toe nie die kans gehad het om hom aan te neem as redder en saligmaker nie, die geleentheid het om hom aan te neem. Hierdie oomblik op daai Saterdag is 'n verandering in dispensasie. Dis 'n tydsverandering wat aangekondig word. Alles tot en met die kruis van Jesus Christus praat van die verbond onder die wet. Alles van die kruisiging van Christus vorentoe praat van die verbond in die bloed van Christus Jesus, die verbond wat deur 'n kruis vasgemaak is in ons lewens. Alles verander op daai kruis. Daai Saterdag. Daar is nie meer so iets soos 'n purgatory nie. Kom nou church. Daar is nie meer 'n plek waar die siele gehou word nie. Daar is nie meer 'n plek van houding in die doderyk nie. Daar's nog 'n bietjie houding in my huis. Ek het 2 tieners, maar daar is nie meer 'n plek van houding vir die siele nie. Ek wil hê jy moet dit hoor. Jesus sê vir die man aan die kruis langs hom, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoekom? Want ek het die sleutels van die doderyk, en jy het nie nodig om iewers gehou te word, om heilig gemaak te word nie. Jy het nie nodig om op 'n plek geberre te word, totdat Christus kom nie. Church, hierdie is veronderstel om jou excited te maak. Jesus Christus het die doderyk oopgesluit. Hy het die dood oorwin, sodat ek en jy kan lewe in hom. Ons heiligmaking is hier, deur die werking van die Heilige Gees, elke dag in ons lewens. Elke dag saam met ons. En daar gaan 'n dag wees wat Jesus ons gaan skoon was, soos die sneeu, wanneer ons hom van aangesig tot aangesig gaan sien, en hy gaan vir jou sê, kom in. Jy is welkom, my kind. Niemand is perfek nie. Niemand is perfek nie. Niemand het nie gesondig nie. Maar was jou geloof in my? Was jou geloof in dit wat ek gedoen het? Is jou geloof in dit wat ek vir jou aan die kruis gedoen het? Besef jy wat dit beteken toe ek jou vrygekoop het van die sonde, en hoe lyk dit in jou lewe vanoggend? Paulus skryf, dan sê hy, en dat hy op die 3de dag volgens die skrifte opgewek is. Op die 3de dag is Jesus Christus opgewek. En vanoggend gaan ons so 'n bietjie stil staan by wat het op daai 3de dag gebeur. Hoekom is die steen weggerol? Hoekom sit ons hier vanoggend? Wat is die belangrikheid van hierdie dag, en met watter boodskap wil die Heilige Gees hê met ek en jy hier wegloop vanoggend? Ek gaan jou 'n paar keer vra vanoggend, glo jy dit?
En ek wil hê elke keer wat ek jou dit vra, wil ek hê jy moet so 'n sekond net dink aan my vraag. Glo jy dit? Glo jy dat Jesus uit daai dood uit opgestaan het? En dat die graf leeg is vanoggend? As ons sê amen, hoe lyk dit in ons lewens? Hoe lyk dit vir ons? Blaai saam met my na Matteus 28 toe en ons gaan so 'n bietjie vinnig journey deur Matteus 28. Vers 1 sê die volgende, hy sê, en laat na die Sabbat, is jy gereed vir hierdie journey? Nee, as jy gereed vir hierdie journey, is jy gereed om te sien wat het daai dag gebeur? Okay, kry. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word. Teen die eerste dag van die week kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen voor die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom na die plek waar die Here gelê het. Hierdie engel kom en hy rol die steen weg. En Maria hulle kom en hy nooi hulle in en hy sê kom kyk, ek weet wat maak julle hier. Ek weet wat doen julle. Julle wil sien of Jesus nog hier is. En hy wys hulle en hy sê waar is Jesus? Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Glo jy dit? Ek het, en jy mag my nie judge vanoggend nie, né? Nou ek het verlang geglo of gedink, meer gedink. Ek het verlang gedink. En miskien dink jy nog vandag so, dat Jesus, toe hulle hom in die graf sit en die klip voor die graf inrol en die graf seël, dat Jesus daar binnekant was tot die oomblik wat die engele die seels breek en weer die klip wegrol voor die graf. Okay, is iets belangrik wat ek wil hê jy moet hoor vanoggend. Ek het verlang gedink, die klip moet eers weggerol word vir Jesus om te werk. Ek het verlang gedink dat die klip moet eers weggerol word sodat Jesus kan doen wat hy gesê het hy sal doen, opstaan. En dis nie wat hierdie skrif sê nie. Die skrif sê dat Jesus het reeds opgestaan. Die klip is weggerol vir watter rede? Sodat Maria hulle kon sien dat Jesus is wie hy sê hy is. Die klip is nie weggerol sodat Jesus moet begin beweeg nie. Die klip is weggerol omdat Jesus reeds beweeg het. Kom church. Daar's 'n waarheid daaraan. Daar is iets daaraan wat ek vanoggend wil hê jy moet huis toe vat voordat ons loop. Hier's van julle wat hier sit vanoggend en jy wag vir die klip om te begin rol sodat Jesus kan begin werk. Jy wag vir die deur om oop te gaan. Pastor, as daar net 'n deur sal oopgaan. Pastor, bid net saam met my dat daar 'n deur vir my sal oopgaan. Kom nou. Hoeveel keer kry ek myself so bid? Ja, as daar net 'n deur sal oopgaan, dan kan die Here hierdie ding doen. As die klip net sou wegrol, dan kan Jesus uit die dode uit opstaan. Nee, toe Jesus die Vrydag op hierdie kruis sterf, toe sê hy, tetelestai. Dit is volbring. Die oorwinning wat jy nodig het, is reeds die Vrydag 2000 jaar terug oorwin, en dit is myne en joune, dit is volbring. Dit is klaar gedoen, nog voor die steen weggerol is. Die oorwinning wat jy nodig het in jou huwelik is reeds volbring, al sien jy nog nie daai steen weggerol nie. Die oorwinning wat jy nodig het in jou finansies is reeds gebring. Jesus het reeds oorwinning behaal, al sien jy nog nie daai klip beweeg nie.
Kom church, ons fokus te veel op die rots wat moet beweeg. Dis nie die rots wat moet beweeg nie. Dis nie jou bankbalans wat moet verander nie. Dis nie jou vriendegroep wat jou moet innooi nie. Dit is nie jou sosiale page wat meer likes moet kry nie. Dit is nie daai goed nie. Dit is Jesus wat reeds 2000 jaar terug die prys betaal het en reeds 2000 jaar terug die oorwinning gebring het. Daai is die oorwinning. Ja, gee hom 'n lofoffer. Jesus het dit reeds betaal, hy het reeds die oorwinning gebring. Al wat hy van my en jou vra is, kyk, ek wil jou wys wat ek gedoen het. Die oomblik toe die klip wegrol, toe begin die dames glo. Hulle begin glo. Hoekom begin hulle glo? Hoekom moes die Here hulle geloof stuur? Sodat God moes werk? Nee, God het klaar gewerk. Sodat die Here vir hulle 'n guns kon doen? Nee, die Here het reeds vir hulle 'n guns gedoen aan die kruis. Kom, sodat die Here die oorwinning moes bring? Nee, die Jesus het reeds oorwinning gebring. Kom church. Hoekom moes hulle geloof gestuur geword het? Kom ons lees verder. Hoor, hoekom moes hulle geloof gestuur geword het? Daar waar Jesus gelê het, en die engel sê aan hulle in vers 7, en gaan haastig en sê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode en hy gaan voor julle uit. Het jy het gevang? Is ek te vinnig? Hoekom moes hulle geloof gestuur geword het? Sodat hulle die opdrag kon uitvoer toe die engel vir hulle sê wat? Toe die engel vir hulle sê, hy het opgestaan. Kom, sê vir die persoon langs jou, hy het opgestaan. Hy het opgestaan uit die dode. Kom, sê vir die persoon asof jy het glo. Hoe lyk dit as jy het glo? Hoe lyk dit? Sê vir die persoon langs jou, hy het opgestaan uit die dode en hy gaan voor julle uit. Jy wag vir 'n deurbraak in jou lewe. Jy wag vir 'n deurbraak. Jy wag vir iets om te gebeur. You're waiting on God and you're waiting on God. Jesus already did it on the cross. He already paid the price on the cross. He already brought the breakthrough on the cross. And now the Lord is asking of you, if you believe it, go out and tell the world. Vertel vir die persoon langs jou, miskien is dit jou vrou of man vanoggend, sê vir hulle, jy kan glo want Jesus het opgestaan en hy gaan voor ons uit. Jy kan glo vanoggend want Jesus is nie meer in die graf nie, hy trek voor jou uit. Jy kan glo vanoggend dat Jesus ons huwelik gaan herstel want hy is nie meer in die graf nie. Jy kan glo vanoggend dat Jesus daai ketting van verslawing op jou lewe gaan breek en klaar gebreek het want hy's nie meer in die graf nie. Hy trek voor julle uit. Die klip moes weggerol geword het sodat die geloof gestig kon word. En as ek so oor die gehoor kyk vanoggend, dan wens ek so hier was 'n klip wat die engel net kon wegrol. Sodat jou geloof weer gestig kan word. Terwyl ek preek vanoggend, bid ek dat die Heilige Gees 'n gift of faith vir hierdie gemeente sal gee. 'n Geskenk, 'n genadegawe van geloof, dat ons weer sal glo soos kinders in wat hierdie woord van God sê, dat ons sal glo dat die prys reeds betaal is op die Vrydag. Dat Jesus reeds oorwin het en voor ons uittrek. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. Vers 8. En hulle het haastig. Hoe lyk dit as jy glo? Vra vir die persoon langs aan jou, hoe lyk dit as jy glo? Kom jy sê jy glo vanmôre, hoe lyk dit as jy sê jy glo? Hulle het haastig. Hulle het haastig weggegaan van die graf af met vrees en groot blydskap en gehardloop. Hoe lyk dit as jy glo? En gehardloop om dit aan die disippels te Hoe lyk dit as jy glo? Vers 9, en terwyl hulle op die weg was om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete aan en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Ek wil volgende vir jou sê, moenie vrees nie.
Laat my toe om vanmôre net so 'n bietjie oor jou te profeteer. Is dit oké? Moenie vrees nie. Jesus het reeds oorwinning gebring. Die prys is reeds betaal. Tetelestai. Die klip hoop ek word vanoggend weggerol sodat jou geloof weer gestig kan word. Jy weer sal glo soos 'n kind, soos die dag toe jy Jesus vertrou het met alles. En Jesus sê vanoggend, moenie vrees nie. Ek is in beheer, ek het opgestaan, die graf is leeg. Glo jy dit? As jy dit glo, dan lyk dit so, gaan heen en vertel. As jy dit glo, dan lyk dit so, gaan heen en vertel. Vertel dit vir die wêreld, hoekom? En daar sal hulle my sien. Hoe lyk dit as ons glo? Hoe lyk dit as ons hierdie storie regtig glo? Hoe lyk dit as hierdie kerk vanoggend besluit dat we believe that Jesus Christ died on the cross for my sin? We believe that he rose again. We believe he's the King of Kings. Hoe lyk dit? Hoe lyk die stories wat vertel word maandagooggend by die werk? Hoe lyk die getuienis by die skoolterrein as die skool weer oopmaak? Hoe lyk dit wanneer die kinders van God werklik glo dat hierdie is nie net 'n ou storie van die Bybel nie, maar hierdie het werklik gebeur? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit as ons geloof gestir word vanoggend en ons hou nie net ons oortuiging hier nie, maar ons luister na die woorde van Jesus en ons gaan vertel 'n verlore gaande wêreld. Ek hou nie van hierdie gesegde nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek verstaan die logic en die doctrine behind it, maar ek hou niks hiervan nie. Die gesegde wat sê, gaan preek Jesus vir die wêreld en as dit nodig is, gebruik woorde. Ek hou nie daarvan nie. Ek verstaan dat ons lewens moet getuig. Ek verstaan dat ons dade moet getuig. Ek verstaan die logic agter dit. Maar hoe gaan 'n verlore wêreld Christus Jesus sien as ons nie uitgaan en gaan vertel van hierdie kruis nie? Hoe gaan 'n verlore wêreld gered word as ek en jy swyg, stil bly oor wat 2000 jaar terug, pastor, maar ek glo dit met my hele wese. Ek praat gister met 'n boeta en ek soos, asseblief kom met kerk toe, asseblief sien jou by die kerk. En hy soos, daar's niks fout met my geloof nie. En ek vra en ek wonder en ek dink aan myself, hoe lyk dit as jy glo? Hoe lyk dit as jy glo? Gaan jou geloof net oor jouself en dit wat Christus nog vir jou moet doen, en dit wat jy hoop voor, en dit wat jy bid voor, of gaan dit oor wat hy wil hê, en dit wat hy vanoggend vir ons vra? Nie net dit wat hy vanoggend vir ons vra nie, maar dit wat hy 2000 jaar terug op hierdie kruis gevra het, toe hy daar gehang het, en met sy bloed betaal het. Wat het hy jou gevra? Hy het jou gevra, glo jy? Kom church, baie stil voor. Jesus het jou gevra, glo jy, terwyl hy aan die kruis gehang het, en ek dink in daai woorde het Telestai uit die volgende ook gevra, as jy glo, hoe lyk dit as jy glo? As jy glo, hoe lyk dit? Gaan dan uit en vertel sodat die verlore gaande wêreld my kan sien, vers 11. En terwyl hulle op die weg was, kom daar sommige van die wag in die stad, en hierdie is so cool. Hierdie is so cool, vir wie ook al gedink het, hulle die eerste evangeliste was van Jesus Christus, hoor hierdie. En sommige van die wag kom in die stad, en hulle doen wat? Hulle vertel, die owerpriesters alles wat gebeur het, iemand sê halleluja. Halleluja, dankie. Halleluja, want die owerpriesters gaan nou hoor van alles wat Jesus gedoen het en hulle gaan super excited word. Hulle gaan tot bekering kom, sommer na die eerste getuienis en my hele werksplek gaan verander, my skool gaan verander, my vriendegroep gaan verander, want ek het gaan vertel. Een keer, ek het opgedaag, ek het dan nou vertel. Ek het daai een keer, wanneer was dit nou weer, my vrou, wanneer was dit nou weer geweest? Daai een keer, ek seker, dink dit was op 'n donderdag of 'n woensdag. Ek weet nie of dit by 'n braai was nie, maar ek dink al was daai, ek seker al was daai een keer het ek vertel.
Daai een keer het ek my vriende gesê, nee, maar ek glo in die kruisdood van Jesus Christus. Ek glo in die prys wat hy betaal het aan die kruis, sodat hy ons kan vrymaak van die sonde in ons lewens, oorwinning kan bring, die oorwinning wat hy behaal het, en dat die graf leeg is. Ek dink daar was daai een keer toe ek vertel het, kyk wat gebeur wanneer jy een keer vertel en nie weer nie. Vers 12. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader het, om 'n braaivuur, en raad gehou het hulle die soldate baie geld gegee. En gesê, julle moet sê, hierdie klink vir my soos 'n wêreldsisteem. Hierdie klink vir my soos baie van ons werksplekke. Dit klink vir my soos die skole in baie plekke. Daarom nie in Middelburg nie, ons het wonderlike skole in Middelburg. Come on, ons het great skole in Middelburg. Almal wat nie in die skole is nie, sê amen. Okay, my een seun dink is 'n tronk, is nie 'n tronk nie, ons het goeie skole. Ons skole verkondig nog steeds Jesus Christus. Ons het great skole in Middelburg. Maar hierdie klink soos iets wat in die wêreld besig is om te gebeur. Julle moet sê, sy disippels het hom in die nag gekom en het hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Die krag van stil bly. Die krag van stil bly oor dit wat Jesus in jou lewe gedoen het. Tot vandag toe. Glo die Jode die leuen dat Jesus Christus nie opgestaan het nie. As gevolg van die wagte wat een keer vertel het en ooreed is om liewer stil te bly. Church, die wêreld het nodig om hierdie evangelie te hoor. Hulle redding hang daarvan af. Jou vriende het nodig om dit te hoor, jou werksplek het nodig om dit te hoor, jou skool het nodig om dit te hoor. Jou kleinkinders het nodig om dit te hoor. Jou oupa en ouma het nodig om dit te hoor. Daar is nie 'n plek op hierdie aarde waar hierdie evangelie nie verkondig moet word nie. Gaan dan heen, sê Jesus, as jy glo. Moenie swyg en moenie stil bly nie. Maar as 3 dinge wat die duiwel baie slinks en baie effektief doen om die evangelie stil te maak. Die eerste ding wat hy doen is hy kom met die vrees van mens, the fear of man. Hierdie fariseërs sê vir hierdie wagter die volgende ding. Hulle sê, as julle nou na die emperor toe gaan of na die goewerneur toe gaan, Pilatus toe gaan, Pontius Pilatus. As julle nou na hom toe gaan en sê wat gebeur het, gaan ons sê dat julle was in dit en dan gaan julle doodgemaak word. En uit vrees vir hierdie mense swyg hulle. Uit vrees vir wat die mens aan hulle kan doen, bly hulle stil oor wat Jesus aan die kruis gedoen het. Uit vrees vir wat die mens kan doen. Die Bybel sê, moenie die mens vrees wat jou liggaam skade kan doen nie, maar vrees liewers hy wat jou siel vir ewig in die hel kan werp. Maar uit vrees vir mens, uit the fear of man, bly die mens stil oor wat Jesus aan die kruis gedoen het, want hy's bang oor wat hy kan verloor by die mens. Hy's bang vir die aansien wat hy kan verloor. Jy gaan jou status verloor op sosiale media as jy nou iets van Jesus post. Jy kan miskien gefire word as jy miskien môreoggend by die werk opdaag en net vra, hoorie, kan ons hierdie meeting open met 'n gebed? Jy kan miskien alles verloor.
Jy kan miskien jou huis verloor, jou man of jou vrou of jou kinders verloor, as jy vandag sê, in geloof is daar 'n verandering wat plaasvind. My geloof lyk nie soos dit moet lyk nie. My geloof is veronderstel om anders te lyk. Ek is veronderstel om uit te gaan en te gaan verkondig wat Christus gedoen het, en van vandag af sal dit anders lyk, en jy kan dalk alles verloor. Alles verloor. Maar laat my toe om vanoggend vir jou te sê, dat al verloor jy alles in hierdie wêreld, sal Christus Jesus dit vir jou dubbel en dwars teruggee. As dit nie in hierdie wêreld nie, dan in die een hierna, kerk. Ek sê nie ons moet arrogant wees en aanvallend wees nie, dis nie Jesus se manier nie. Maar niks keer jou om môreoggend op te daag en te sê, hy kan ons met gebed open nie. Niks keer jou om vanaand te besluit, dis die aand wat ons weer Bybelstudie saam doen as 'n huisgesin nie. Niks keer jou nie. Niks keer jou om iets te post oor dit wat Jesus vir jou aan daai kruis gedoen het nie. Niks keer jou nie. Niks keer jou nie, behalwe die vrees vir die mens. The fear of man. Die tweede ding wat die vyand baie effektief doen is, the honor of man. Die eer van die mens. Jy sien, as hy nie vrees in jou kan kweek van wat jy gaan verloor nie, dan sê hy vir jou, kyk, maar ek weet wat, as jy sal stil bly, sal ek so organise vir jou vir 'n verhoging. As jy sal stil bly, dan sal ek sorg dat daar vrede is in die huis en in 'n huwelik. As jy sal stil bly, dan gaan ek jou vriendegroep vermeerder en jy gaan die populêre ou wees, okay? Jy gaan die cool dude wees om die braai met jou lang gun op jou sy en jou kakies aan en jou vellies en jy gaan daai cool ou wees as jy sal stil bly. Come on, ek kan jou die ou maak. Ek kan jou so populêr maak en jou so suksesvol maak as jy net sal stil bly oor wat Jesus aan die kruis gedoen het. En dis dieselfde leuen wat die vyand vir Jesus in die woestyn kom gesê het as jy voor my buig, kom onthou julle storie, as jy voor my buig en my aanbid vandag en deur om te swyg aan wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, doen ons presies dit, sê hy, dan sal ek jou hierdie koninkryke gee. En Jesus sê vir hom, ek buig en aanbid slegs een, en dis die lewendige God, die skepper van hemel en aarde. Ek aanbid geen mens nie, geen vriendegroep nie, geen sosiale media nie. Ek aanbid niks anders behalwe Jesus Christus nie. As die vyand nie slaag daar nie, weet jy wat is die derde ding wat hy doen? Hy kom beloof jou baie geld. Baie geld. Baie geld, baie rykdom. Baie rykdom. Kom nou, jy is suksesvol omdat jy nie praat oor Jesus nie. Kom nou, jy is suksesvol en jy het 'n lekker lewe en jy het al hierdie plesier van die wêreld en jy enjoy die lewe so lekker. Hoekom sal jy dit nou spoil? Kom nou, church. Kom aan, hou net aan doen wat jy nou doen en weet jy wat, bly nog meer stil oor Jesus en ek sal vir jou nog meer plesier gee. Bly net stil en ek gaan, jy weet, as jy nie oor Jesus praat nie, dan gaan ek vir jou daai ander nice jong girltjie organise vir die jonger seuns. Of ek gaan vir jou daai ander nice jong laitie daar by die skool, jy weet daai ouetjie, daai eerste span kaptein en ek gaan hom organise, maar jy moenie oor Jesus praat nie. Ek gaan vir jou soveel goed organise as jy net sal swyg oor wat Jesus aan die kruis gedoen het. As jy net so stil bly. As jy net so stil bly. En die wagte bly stil en die leuen word versprei. Ek het so 'n bietjie gaan ondersoek instel hierdie week oor wat het daai dag gebeur met daai wagte. Want jy sien, die Romeine was bitter goed om boek te hou van alles. Weet julle dit? Die Romeine het boek gehou van elke liewe ding en julle moet my gaan check op dit wat ek jou vandag sê. Ek weet dit word rekord, so dit gaan in social media uit. So ek kan nie hier voor staan en net nonsens praat nie, okay? Ek kan net by die huis praat, net ek en my vrou is, maar nie, okay? Ek het gaan ondersoek, wat het gebeur daai dag? Wat het daai wagte vir Pontius Pilatus gaan sê, want hulle moes na hom toe gaan. Pontius Pilatus moes neerskryf wat hulle vir hom kom sê het, en hy moes rapporteer aan Caesar. Weet julle wat vind ek? Gaan doen die studie. Pontius Pilatus, gouverneur van die tyd, skryf 'n brief en jy vind dit, gaan Google dit. In die Handelinge van Pontius Pilatus is nie in die Bybel nie. Handelinge in die Bybel is Acts, okay?
Die ou wat nie weet nie, hierdie praat ek van die Romeinse geskrifte. En Pontius Pilatus skryf 'n brief aan Julius Caesar waar hy die volgende sê. Hy sê aan Julius Caesar, ek het 'n onskuldige man, Jesus Christus van Nasaret, oorgegee om gepynig te word en gekruisig te word. Besef jy wat Pontius Pilatus gedoen het die oomblik toe hy daai brief skryf? Hy het nou net sy eie doodvonnis op papier neergeskryf. Die oomblik toe Pontius Pilatus vir Caesar laat weet dat hy was onregverdig geregter gewees en hy skryf dit neer, kon Caesar hom net daar laat doodmaak het. Pontius Pilatus gaan verder en hy skryf van Caesar die volgende, gaan soek dit. Hy sê, en hierdie Jesus het uit die dode opgestaan. Nie, hulle het hom kom steel nie. As jy die handelinge van Julius Caesar, julle weet van wie ek praat, né? As jy die handelinge van Julius Caesar gaan ondersoek, gaan jy die volgende kry. Daar is genoem dat Julius Caesar op 'n dag na die Senate toe gegaan het, die raad, soos ek 'n kerkraad het, wat my help die regte besluit te neem in hierdie kerk. So het Julius Caesar eendag na die Senate toe gegaan, en vir die Senate die volgende gevra, dis opgeskryf, dat ons, hierdie Jesus Christus wat gekruisig is, en volgens Pontius Pilatus se getuienis opgestaan het uit die dode, een van ons gode sal maak. Het jy dit geweet? Hoekom weet ons dit nie? Want die wêreld is baie goed om die waarheid stil te hou. Die wêreld is briljant om die waarheid van ons te weerhou. Die wêreld is briljant en hy kry dit reg in my en jou lewe. Die getuienis wat ek en jy glo van Jesus Christus, net soos Pontius Pilatus daarna stil gebly het, en Caesar daarna stil gebly het, en die wagte stil gebly het, bly ek en jy stil oor wat Jesus vir ons aan daai kruis gedoen het. En dit raak weg saam met die geskiedenis. As jy gaan dit ondersoek, gaan jy vind dat daar baie mense is wat sê, teoloë, skrifgeleerdes wat sê, nee, maar dis nie die waarheid nie. Dit word betwyfel dat dit regtig gebeur het. Daar is twyfel in die geskrifte, daar is twyfel dat Pontius Pilatus dit regtig gesê het, en dat Caesar dit regtig aan die Senate vertel het, maar is opgeskryf. Hier is die cool ding wat ek vind. Tertullian is 'n Romeinse advokaat 200 jaar na Jesus Christus. As jy nie hou van geskiedenis nie, soos my vrou, mag ek jou dalk nou verskriklik verveel. Dis fyn. Bear with me. Maar Tertullian is 'n Romeinse advokaat 200 jaar na hierdie stories wat ek julle nou vertel het. 200 jaar hierna. En hy kom tot bekering. Hy gee sy lewe vir Jesus Christus in die moeilikste tyd wat dit is om 'n Christen te wees. Hy gee sy hart vir Jesus Christus in die tyd wat hulle die Christene in die Kolosseum ingesleep het en dat die leeu's hulle opvreet. In die tyd wat hulle die Christene aan die kruise vasgeslaan het, aan die brand gesteek het, kom hierdie Romeinse advokaat tot bekering. En weet julle wat doen hy? Hy hardloop nie weg nie, hy swyg nie oor sy geloof nie. Hy gaan in die Romeinse howe en verdedig die Christene wat op trial staan. Hy gee sy populariteit op, want dit was nie 'n populêre ding om te doen nie. Hy gee sy plesier op, want net daar verloor hy 'n massive income, want die meeste Christene was uit die arm gemeenskappe uit, so hy word nie eers betaal vir die werk wat hy doen nie. Hy verloor alles en hy staan 'n kans om self deur hierdie mense gemartel te word vir sy geloof. En hy gaan en veg vir die Christelike geloof in 'n tyd soos daai. Maar weet jy wat vind ek? Wat is sy grootste betoog teen die Romeinse hof, dat hulle die Christene moet laat gaan? 200 jaar na dat Caesar en Pontius Pilatus daai goed geskryf het, sê Tertullian die volgende aan die Romeinse hof: julle eie Julius Caesar het erken dat Jesus 'n God is. 200 jaar daarna, hoe het hy dit geweet? As Pontius Pilatus nie daai brief geskryf het nie, as Julius Caesar nie na die Senate toe gegaan het en gesê het, hierdie Jesus, ek dink ons moet hom 'n God maak.
Hoe het 'n ou 200 jaar later dit geweet? Maar die wêreld wil die waarheid stil maak. Kerk, ek sluit af met hierdie gedagte, maar iewers moet hierdie storie van Jesus deel raak van jou storie. Hierdie storie van Jesus kan nie net hier in hierdie Bybel bly nie. Iewers moet hierdie storie van Jesus deel raak van jou storie. Iewers moet dit jou so raak dat dit jou lewe verander. Dat dit jou denke verander. Dat dit die manier hoe jy optree verander. Dat dit alles verander. Maar hierdie storie van Jesus moet nie net deel word van jou storie nie. Iewers moet jou storie deel word van hierdie storie van Jesus. Ek gaan dit weer sê. En jy kan nie hierdie mis nie. Iewers moet jou storie deel word van hierdie storie van Jesus Christus. Want die graf is leeg en Jesus lewe vandag nog. Deur elke getuienis wat getuig van wat hy aan daai kruis gedoen het, leef Jesus vandag nog. Deur elke ma wat hulle kinders vertel van dit wat Jesus aan daai kruis gedoen het, lewe Jesus vandag nog. Deur elke besigheidsman of vrou wat na daai plek toe gaan waar hulle die gesag het om Jesus Christus terug te bring in daai besigheid in, lewe Jesus Christus vandag nog. Deur elke persoon wat bereid is om hulle sonde agter te laat en in die krag van Jesus Christus met die krag van die bloed vry te kom van daai verslawings, lewe Jesus Christus vandag nog. Jesus se storie word vandag nog vertel deur elke getuienis wat uitgaan, elke persoon wat nie swyg en stil bly oor wat hy gedoen het nie. Iewers moet my en jou storie deel raak van sy storie. Glo jy? 3 sekondes. Hoe lyk dit in jou lewe as jy glo? Hardloop jy, haastig en gaan getuig van wat die Redder vir jou gedoen het? Gaan jy uit en vertel die wêreld hierdie goeie nuus? Want die wêreld kan nie gered word sonder om te hoor nie. Geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Ons Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie oggend. Ek dank U, Here Jesus, dat die graf leeg is. Here, ons gaan nou nagmaal geniet. Ons gaan deel hê aan U nagmaal. Here Jesus, en my gebed vanoggend is wanneer ons deel het aan hierdie nagmaal, dat U nabye teenwoordigheid hier so close sal wees. Dat elke persoon hier U sal ervaar. Dat ons hier uit sal gaan met 'n Jesus belewenis en hierdie wêreld in sal gaan en gaan vertel van dit wat U gedoen het, van die goedheid en die guns, dat U my gered het en my vrygemaak het. Jesus, ek kan nie stil bly nie. Jesus, hoe swyg ek as ek weet wat U gedoen het, die prys wat U betaal het? Hoe? Here Jesus, hoe kan die wêreld my stil maak? Hoe kan die wêreld dit vir my wegneem, want ek het dit gesien en ek glo vanoggend. U het vir my opgestaan, die graf is leeg vir my, die prys is betaal vir my, en hoe? Here Jesus, ek het 'n opgewondenheid vanoggend in my, en ek het so begeerd om deel te hê aan die nagmaal, want dit is 'n verklaring wat ons maak in 'n verlore gaande wêreld, dat ons nog steeds glo aan dit wat U gedoen het. Ek dank U daarvoor, Here Jesus. My gebed weer eens vanoggend met hierdie woord is dat U elke persoon hier 'n gift of faith sal gee om nie langer te swyg nie, maar van U goedheid en U guns te gaan verkondig. Ek bid dit in die kosbare naam Here Jesus Christus. En almal wat dit glo, sê amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Saam met Jesus.